Ek groet jou met hartlike Kersfeesgroete. Vandag praat ons oor Jesus se geboorte en wraak. In Lukas se vertelling van die geboorteverhaal van Jesus kry ons 'n baie sterk nasionalistiese verwagting. Jesus se geboorte word gesien as die antwoord op die Jode se verwagting dat die Messias sal kom om wraak te neem op hulle vyande en om Israel, die nasie, die volk Israel te herstel. Ons hoor dit in die engel se aankondiging van Jesus se geboorte in Lukas hoofstuk 1 vers 31 tot 33. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Jesus word gebore uit die nageslag van Dawid. Hy is 'n seun van Dawid. Hy sal op die troon van Dawid sit en hy sal Israel herstel soos wat dit was in Dawid se tyd. En hulle vyande sal hulle nooit weer kan onderdruk nie. Ons hoor dit in Maria se loflied in Lukas hoofstuk 1 vers 52 waar sy sing: heersers ruk hy van hulle trone af. En in vers 54 sing sy dienskneg Israel het hy bygestaan. Maria sing oor Jesus. En haar swangerskap met Jesus word gesien as God wat aan sy volk Israel gedink het. As God wat gekom het om sy volk Israel by te staan. Om Israel se vyande, die heersers, wat in Jesus se tyd die Romeine was, die heersers wat hulle so onderdruk het, van hulle trone af te ruk. Ons hoor dit in die loflied van Sagaria, in Lukas 1 vers 69 en 71, waar hy sing: 'n kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, verlossing van ons vyande en almal wat ons haat. Jesus het gekom om Israel te verlos van al hulle vyande wat hulle haat. En dan 'n baie interessante een, ons almal ken die verhaal van die engel wat Jesus se geboorte aan 'n groepie skaapwagters net buitekant Bethlehem aangekondig het. En dan lees ons in Lukas 2 vers 13, skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Die engel kondig die geboorte van Jesus aan hierdie groep skaapwagters aan, en dan skielik is daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Die oorspronklike taal hier, die Grieks, sê Pleithos, Stratias, Uraniu. Pleithos, menigte, Stratia, soldate, Uraniu, van die hemel. Hier staan letterlik in die oorspronklike taal dat daar 'n menigte soldate van die hemel verskyn het. So die engel kondig Jesus se geboorte aan en dan skielik is daar 'n menigte hemelse soldate. Met ander woorde, Jesus se geboorte word deur oorlogsengele aangekondig. Lukas vertel dit alles vir ons, want hy wil jou en my, die leser van sy evangelie, in die hartjie plaas
van Israel, van die Jode se nasionalistiese verwagtinge ten tye van Jesus se geboorte. En dan kom Lukas en hy wys vir ons hoe dramaties Jesus se bediening van hierdie nasionalistiese verwagtinge verskil het. Hy wys dit vir ons. Lukas hoofstuk 4 begin Jesus met sy bediening. En nadat hy oor 'n periode van 40 dae in die woestyn deur die duiwel versoek is, kom hy in sy tuisdorp Nasaret aan en op die Sabbatdag woon hy die diens in die sinagoge by. En in die sinagoge staan hy op, 'n teken dat hy die skriflesing vir die dag wil doen. Die tweede boekrol van Jesaja word aan hom oorhandig. Hy rol dit oop by Jesaja 61 en dan lees hy die volgende. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En daar stop hy. En dan gee hy die boekrol terug en dan sê hy, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Die een oor wie Jesaja hier geprofeteer het, die een wat sal kom en sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, hier staan ek. Ek is die vervulling van hierdie profesie. Op hierdie stadium is al die oë in die sinagoge vasgenaal op Jesus. Hoekom? Want hulle ken hierdie profesie in Jesaja baie goed. En die vraag in hulle harte is, hoekom het u daar gestop? Die Gees van die Here is op my om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Wat van die volgende vers? Wat van die volgende vers? Wat sê die volgende vers? Die volgende vers in Jesaja sê, en 'n dag van die wraak van onsse God. So u sê, u is die vervulling van hierdie profesie van Jesaja. U is die gesalfde wat sal kom, gesalf deur God, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. As dit so is ons baie dankbaar, want dit beteken dat ons uiteindelik vry sal wees van onderdrukking. En ons is verlang genoeg onderdruk. Maar wat van ons vyande? Wat van die volgende vers wat praat van 'n dag van die wraak van onsse God? Wat van God se wraak op ons vyande? En dit is wat in hulle harte aan die gang is. Maar in plaas daarvan om te praat van wraak op die heidene, tussen hakies Israel se vyande, praat Jesus van Elia. Jy kan daai gedeelte gaan lees. Hy praat van Elia. En in Elia se tyd was daar 'n verskriklike droogte gewees. Maar God stuur Elia nie na Israel toe nie, sê Jesus vir hulle. Hy stuur Jesus na 'n heidense weduwee van Sarfat in die buiteland, in Sidonië. Jesus praat ook nie. In plaas daarvan om te praat van wraak op die heidene, tussen hakies Israel se vyande, sê Jesus vir hulle van Elisa. In Elisa se tyd was daar baie melaatses in Israel gewees, maar nie een van die melaatses in Israel is genees nie. Nee, wie word genees?
Naaman, die heidense generaal van Sirië, Israel se vyande, die generaal van die leers wat soms teen Israel geveg het. Naaman kom na Elisa toe en hy word genees van sy melaatsheid. En nou begin ons iets van Jesus se bediening raak sien. Nou begin iets deurskemer van Jesus se bediening. Maar nou moet jy net weet, op hierdie stadium, nadat Jesus die voorbeelde genoem het van die heidense weduwee, van Sarfat in Sidonië en van Naaman, die generaal van Assirië, is die mense in daai sinagoge woedend, hulle is briesend, hulle is so kwaad vir Jesus, dat hulle hom uit die dorp uit sy tuisdorp uitdryf, en hom by 'n kraans wil afgooi. Maar nou begin ons sien, hoe lyk Jesus se bediening. Hierdie weduwee van Sarfat in Sidonië, sy was wel 'n heiden gewees. Deel van die heidense volke wat van tyd tot tyd Israel verdruk het en onderdruk het, oorlog teen hulle gemaak het. Ja, sy was 'n heiden, maar deur haar geloof in die God van Elia, die God van Israel, gebruik God hierdie weduwee en voorsien hy uiteindelik vir haar in haar behoeftes ten tye van hierdie droogte. Naaman, die generaal van Sirië, was inderdaad 'n heiden. Hy was deel van volke, van 'n volk wat soms oorlog gemaak het teen Israel, wat Israel gekarnuffel het, onderdruk het, baie leed veroorsaak het vir Israel. Maar Naaman kom na Elisa toe, en wat doen hy? Hy verneder hom voor die God van Elisa. Hy verneder hom voor die God van Israel, en hy word genees van sy melaatsheid. Uiteindelik gaan dit oor ons geloof in Jesus Christus, in die een wie God gestuur het, die gesalfde, die een wat gesê het, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Aan die einde van die dag gaan dit oor ons geloof in hom. Deur ons geloof in hom word ek en jy kinders van Abraham. Abraham is die vader van die geloof. Abraham wat geregverdig is deur sy geloof. Jesus wat die saad van Abraham is. En as ons soos Abraham glo, word ons kinders van Abraham, want ons is net soos ons vader Abraham, en word ons inderdaad die ware Israel van God. Die ware Israel van God. Deur ons geloof in Jesus breek die aangename jaar van die Here oor ons aan, en al ons sonde word afgeskryf, word vergewe. Ons is nie meer skuld slawe nie, ons is vry. Om in Jesus te glo beteken dat ek myself tot God bekeer, tot vergifnis van my sondes. Jesus praat in Lukas 24 vers 47 en sê, en dat in sy naam, in Jesus se naam, bekering
tot vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Hoor jy dit? Bekering tot vergifnis van sondes. Om in Jesus te glo beteken, ek bekeer my tot God, tot vergifnis van al my sondes, maar dit is nie al nie. Ek bekeer my nie net tot God nie, deur in Christus te glo, bekeer ek myself ook tot my vyande, en ek vergewe, ek skrywe al my vyande se sondes en oortredinge teenoor my af. Jy moet dit weet. Jesus leer ons nie om wraak te neem op ons vyande nie. Jesus is nie gebore, het nie gekom om die Afrikaner, of die Amerikaner, of vir jou of my, ons persoonlike vendettas teen mense, of teen nasies, of teen volksgroepe uit te leef nie. Hy het nie gekom, sodat ek en jy wraak, om ons in staat te stel, om wraak te neem op ons vyande nie. In kommunisme, of ten minste kommunisme, stel die bourgeoisie teenoor die proletariaat. Die onderdrukker teenoor die onderdruktes. Die rykes teenoor die armes. Die magtiges teenoor die magteloses. En hierdie groepe is voortdurend in stryd met mekaar. En soms breek daar selfs oorloë uit tussen hierdie groepe. Hoeveel onderdruktes is daar nie wat bitter graag wraak sal wil neem? En dit is Suid-Afrika se storie. Hoor maar mooi. Hoeveel onderdruktes is daar nie wat bitter graag wraak sal wil neem op hulle onderdrukkers wat hulle gestroop het van menseregte nie, van hulle basiese menseregte nie. Hoeveel armes is daar nie wat bitter graag wraak sal wil neem op rykes wat hulle misbruik het om geld te maak nie. En ek wil hê jy moet mooi dink, wat gebeur in die wêreld vandag? Hoe dat ryk mense goedkoop arbeid gebruik, misbruik maak van arme mense, sodat hulle net hulle winsgrens net nog so bietjie groter kan maak. Hoe behandel jy die bediende wat saam met jou, wat by jou in jou huis is? Betaal jy haar die minimumloon of hom minimumloon? Kyk hoeveel jy kan spaar. Kyk hoeveel jy uit hierdie bediende, die persoon wat vir jou werk in jou huis, kan kry vir die minste wat jy hom kan betaal. Is dit nie dalk een van die motiewe wat agter sommige van die plaasmoorde is nie? Ek sê weer, hoeveel armes is daar nie, wat bitter graag wraak sal wil neem op ryk mense, wat hulle misbruik het om geld te maak nie. Hoeveel magtelose mense is daar nie, wat bitter graag wraak sal wil neem op die magtiges wat op hulle getrap het, en hulle in die grond in vertrap het net omdat hulle kon. Ek vra, maar ek wil hê jy moet hoor, hierdie Kerstyd, in Jesus Christus, word alle wraak opgehef. God neem nie wraak op ons nie. Hy vergewe ons, en hy is lief vir ons. Ons neem ook nie wraak op ons vyande nie. Ons vergewe ons vyande, en dit bly nie daar nie. 'n Ware Christen wat in Christus glo, is ook
lief vir ons vyande. Die onderdrukker word bekeer tot die onderdrukte en die onderdrukte word bekeer tot die onderdrukker. Ons dink aan Saggeus, hierdie skatryk tollenaar, wat ryk geword het deurdat hy arme mense afgepers het. Maar die oomblik toe Jesus in sy lewe inloop, het hy homself nie net met sy hele hart tot God bekeer nie. Hy het hom ook tot hierdie arme mense bekeer wat hy afgepers het. Ek sal die helfte van my rykdom vir die armes gee, en enige iemand wie ek afgepers het, sal ek viervoudig terugbetaal, sê Saggeus. En so kom daar 'n nuwe gemeenskap tot stand. Daar is nie meer 'n nuwe gemeenskap, die ware Israel van God, waar daar nie meer 'n bourgeoisie of 'n proletariaat is, 'n onderdrukker of 'n onderdrukte, 'n ryke of 'n arme, 'n magtige of 'n magtelose, 'n man of 'n vrou, 'n slaaf of 'n vryman, 'n Jood of 'n heiden nie, maar ons is almal een in Jesus Christus, almal bekeer tot God, maar ook bekeer tot mekaar, om 'n nuwe gemeenskap in hierdie wêreld te vorm. God se mense, God se Israel, God se volk, die gemeenskap van gelowiges, die liggaam van Christus, God se mense. En in hierdie gemeenskap is daar vir jou ook plek. En in hierdie Kerstyd rig ek hierdie uitnodiging aan jou in die naam van Jesus, ons verlosser, wat gekom het, wat gebore is 2000 jaar terug, nie om 'n nasionalistiese verwagtinge van volkegroepe te voldoen nie, maar om ons te versoen met God en ook met mekaar. En die uitnodiging is, maak nie saak wie jy is, of waar jy op hierdie stadium in jou lewe is nie. Daar is plek vir jou in hierdie gemeenskap, in hierdie volk, in God se Israel, wat in Jesus Christus tot stand kom. Amen.